Welkom op nog een episode van Kom ons praat met MNT. Zoals jullie weten, hier is myself de Noven Koester, Mr. Koester, everyone would call it, en die kan het is voor Manuel, ook bekend als Manny. En vandaag willen we een baie interessante topic gaan verstaan als een ding wat ik en hij altijd over praten. Ik weet niet, ons gaat draaien om die soort topic te avoid of wat die, maar ik heb al met Manny over die gezels en het is een general topic en ik wil graag dat jullie in die comments, wie ever het zien, ma, pa, vriend, niggie, neef, coworker, ook een comment moet los om te zeggen wat jullie thoughts en wat jullie view is op die topic wat ons vandaag oor gaan gesels. Verstaan, dat is een baie easy ene. En die topic is, hoeveel ons, als ik praat van ons, praat ik van ons allemaal wat hiphop luister vandaag, of wat muziek luister vandaag, hoeveel ons oor die feit dat die ons so baie full look in die video's, en die sabellerie, en hy boom. Verstaan je? Ik heb mijn view op het. Ik ga het van een oude perspectief afgeven. En ik ga het geven als een hip-hop enthusiast. Ga ik het vanaf geven en ik wil je mij niet zelf doen. Hoeveel ons met die feit dat die ouwens zo vloeken begonnen, maar we denken ons dat hij ons moet conform tot een zekere bouw. Hij ons moet die vloekie, hij moet draaien met een rap schoon te houden of lijken. Of moeten er nog steeds aangaan met alle dingen hoe hij ik zelf expres. En voor die oude garen wat luisteren. Verstaan je? Hoe denk hij? Van een ouders perspectief af en ook als een hip-hop enthusiast. Wanneer geef je die vloer voor jou, mijn vriend? Oké, van mijn kant af, familie. Als ik luister naar die muziek wat vandaag gemaakt raakt, ons is basically gespoild om eerlijk te wees. Ons is gespoild want ons is op een platform waar ons enige ding kan zeggen wat ons wil zeggen. En ja, weet ons vandaag ze daar hoe ze leven is amper, hoe sê hulle, freedom of speech, net? Ja. En het raakt net meer, die freedom raakt net meer. Dus jy weet eigenlijk wat ik wil van ja. Die freedom raakt meer en meer en ons kan sê wat ons wil. Maar van een ouder af, sal ek obviously ons nou nie saamstem met dit. Om te sê dat die mannen ons nou die vloekerij doen en eigenlijk goed te bad. Op die einde van die dag, die man express hulle self. En as ons kyk na American rappers, hy mense express hulle self, so hulle sal vloek en vloek soos hulle wil. En ons gaan dit enjoy, ons wat na dit luister, gaan dit enjoy. Sien. Maar op die einde van die dag, as ons kyk na waar PE is vandag, dan sal ek rade verkies in PE, moet ons weer een message uitsit, as vloekerij. Ek weet, baie ouwens doen dit mos in die Kaap, en in Joburg, hulle express hulle self, die sobelas en die goede, en die vloekerij en so aan. Ek weet, ek verstaan ons, baie van ons kom uit omstandighede uit wat ons rondom sulke goed te lewe. Sien, en ons is maar gewoond aan die vloekerij, is basically nog een language in ons leven, om te loop en vloek. Sien, especially Kalet gemeente. But, dis ook om ek so in die laatste tyd te lawe geraak het van Saan. Want ek het baie na Saan se muziek geluister en jy kan sien, hy het 'n purpose achter wat hy doen. As hy net rappie, van hy sê een van hom songs, moet nie net luister na wat ek praat nie. Sien, but luister aan die woorde wat ek sê, moet nie luister na die rhymes of luister na hoe lekker die beat is en so aan nie. Luister na die woorde. Sien, en dit is wat ek like van hom. Dit is wat ek like van. Ek ken nie ou Saan nie, of hoe hy in die game gekom het nie. Sien, ek weet nie van hy, maar die siek wat ek nou luister van hom. I'm not perfect of not perfect, as dit my ma. Hy song is my favorite, hy my ma. Sien, en hy om goed te wat die rap is inspiratie vir die next generatie. En hy is een rij. Hey, rij, ik weet het zeggen. Hij is een rij, ik wil een rapper. 16 paas dropje, wacht. Hij beat spelen, hij gaat ook beat spelen, man. Ik wil maar zo als een rij, man. Beat spelen. Ja, en dit is iets wat my wat van excited maak van Saan. En dit is wat ek wil hê, muziek moet oorgaan. Want ek weet, as ons nou kyk in die dae wat ons nou is mainstream en ons rap net dat ons voel en so aan. But ons almal, rappers, singers, whoever, ons almal kom deur 'n situasie iewers in jou lewe. En dit sal nice wees as jy goed te kan express. Dis wat ek like van Saan. Hy express dit. Sien, even Zami ook toe hy gerap het. Hy het hom goed te express, hoe goed wat hy deur gaan. En dit is wat ek van hou. Ek hou van dit. Ek hou van realness. Sien, but as dit nou kom by die vloeker en so aan, is ek mind die om hier en daar 'n vloekwoord te gooi op die track sien. Want ons moet nou dink aan wat leer ek
as ek nou 'n rapper is, ek het nou 2 dogtertjies by die huis en ek kan kom en ek is by die huis en my kind vloek en ek sê hey moenie vloek nie, maar ek kom in die studio, hey die en hy en jou dit en jou dit en jou dit. As jy 'n voorbeeld vir my kinders hy nie. Want ek sê vir my kinders moenie dit doen nie, maar ek doen dit. Sien, so ek moet 'n voorbeeld wees vir my kinders. Miskien van die ouens wat ons nog nie smallies het nie. Of hulle het miskien smallies, ek weet ook nie. Sien, but vir my persoonlik, ek voel maar net dat dit ek sal lyk om 'n message wees agter jou ding. Jy kan vloek, ek mind nie vloekery nie. But at least gee jy 'n message. Wat is jou message wat jy sê? Moenie net vir my vloek en so aan die end. Of ry dit aan, musiek maak en so aan nie. Wat is jou message? Gee vir my 'n message om te sê, okay nee, ek wil na jou luister, van jy 'n message. Baie van die mense like ookie, jy moet net 'n message gee nie. Van baie ouens sê nee, is boring, hy wil net praat van ja, ek kom in die ghetto uit, ja, 'n song, man, ons weet jy kom in die ghetto uit, jy weet ja, 'n song te sê, kom in die ghetto uit. Sien, of ek het swaar gekry, man, ons almal kry swaar. Swaar kry is 'n ding wat ons almal deurgaan. Dit maak nie saak hoe dit is nie. Jou swaar kry, my swaar kry, ons is dieselfde ding. Is nie van jy het meer swaar gekry as ek wat ek swaar kry is swaar kry. Sien, so ek voel maar net van my perspektief of ek sal sê dat ek sal dit los as hulle gaan vloek en so aan, but ek soek 'n message man. Gee my net 'n message. As jy die message vir my gee, as dit fyn, ek kan my vloekery doen. Dit is hoe ek voel. As 'n ouer en as 'n hip-hop enthusiast, sal ek so sê, ek voel so. Ek just baie strong points eintlik ek het eintlik 'n total opposite view van dit geweet nie. Daar in my saamstem. Ek stem met baie goed te same. En eintlik het nog 'n vraag wat ek wou gevra het wat nog nie so lekker deurgekom het is dat as ons sê dat of as jy sê dat dit is fyn met ons om te vloek solank 'n message deurkom, dan nou ons wat kinders het, hoe protect ons kinders van daai af? Verstaan? Ek gaan gewoon my mening gee, dan kan jy aan die vraag antwoord. Vir my ook, ek mind die, ook as 'n pa van 'n dogtertjie, ek mind die vloekering. Like, soos hy ook gesê het, dis hoe jy jouself express. Ek mind die. Ek gaan sommer alles in een antwoord, dan gaan hy nou vir hom my vraag wat ek nog gevra het. Ek mind die. Verstaan jy? Ek dink, en dis my personal opinion, mense moenie snaaks so goed te comment of wat, van die ouers asseblief as jy die ding sien, moenie snaaks so goed te comment, maar ek dink, as ons, as ouers se plig, as jy weet jou kind mag jy hy ding luister, en dan moet jy seker maak dat jy hou jou kind weg van hy af. En ek het nou die dag gedink in die topic, toe kom vir jou gesê dat ek was nie exposed aan vulgar language op vroeger age. Okay, in die ghetto waar ek groot geword het, ek kon gehoor in die straat, ja. Maar in my huis en my familie waar ek groot geword het, was ja nie, of wat ek so sê in musiek. Verstaan jy, ek het met JM Silk groot geword, die 90s en 80s mense sal weet wie JM Silk is, en hy mense, het ek my groot geword, baie my oldies, you understand, het ek my groot geword, so ek was nie exposed in musiek, in my upbringing sien. Ek het maar toe ek op hoërskool kom, basically, het ek met Brazo kom meet, wat ook Afrikaans rap luister, en hulle het my voorgestel, soos my een bra, Claudio Davids, shout out to Claudio Davids, goeie rugby speler, hy het my voorgestel aan Klein Devil, back in graad 9 sal ek nooit vergeet, en daar was, en Klein Devil ken vloek, vir die wat Klein Devil ken, hy vloek. Verstaan jy, so ek dink as ons as ouers se plig, om seker te maak dat, hoor jy jou kind weg van hy af, jou kind, soos ons nou sien hier op YouTube, as hy vir YouTube for kids nou, verstaan jy, as jy net jou kind lok op YouTube, en expose het alles wat gebeur op die social media, nie, as a YouTube for kids nou, en ek het gehoor as a Netflix ook for kids, verstaan jy, ja. Okay, ja. That's nice. Verstaan jy, waar jy jou kind account opmaak, waar daar net jou Moana's, jou SpongeBob, jou Lion King, ja, hy gaan speel. Ek sal ook gaan gee, wanneer ek like Moana. Selfde. Hoe laat ek nou, wat sy naam so vers, gooi er ook so vers in Moana, nie I go on and on, I can never want to win on. Ek sê, you're welcome. But anyway, is 12 van die punt nou. Verstaan, so ek dink as ons ouers se plig om seker te maak dat nee, ons laat ons se kinders hy luister, maar as far as die ouens hulle self express deur hy language, maar ek staan agter hulle bro. Soos ek sê, ek disagree bietjie saam hom, whether dit 'n message is of nie 'n message is, kom ons van Sabella van 21 Promo en Pengie. Oh man, ja. So ek vloega, ek like hy so reg, ek like hy so. Hy is eintlik nou deesdae mee, hy so
as ons 'n bietjie afvoer, ek maak net 'n bietjie krag, ek kan byvoorbeeld 'n 660 gaan aan van die next dag, terwyl ek my was nie aan, dan sal ek altyd 'n Sobella druk. En my vrou het my nou net gestel en sê, "Ja, oral heelike language en wat, maar luckily was my kindie nie, my kind was by die ouma gewees, want ek sal nie sulke goeie speel rondom my kindie." So daai is die ding. Jy verstaan, jy nog gesien, dit is my responsibility as ouers om my kind bloot te stel aan hy. Ons kan nie op social media sê, "Ja, my kind luister na Promo Pengie, hoekom vloek hy so?" Auntie, oom, dit is jou responsibility om nie na jou kind na Promo Pengie se musiek te luister as hy underage is. Dit is my punt. Okay, kyk, as ek kan inkom en wat jy sê nie. Ek gaan nou 'n bietjie nou in Amerika ding gaan. Ek het julle gesê in die vorige video, ek is 'n groot Eminem fan. En Eminem is 'n believer. Hy het vir hom kind heilig gesê, as die vloeker jy nou maar hier en julle weet Eminem is die hele. Hy man vloek. Hy man vloek goed wat vloek goed. Hy goed is gaan sien vent hier dan vloek. Hy man hy goed. Hy man vloek, julle weet hy man se musiek is net vloekery. Sien, but aan hom hy sien. Hy sien die persoon wat hy is op die stage of in die musiekwêreld. En dit is wat ek sal dit like in die artist. Is niks om op die stage te kom of in die studio te kom en jouself te express, maar as jy in jou huis is, dan moet jy 'n vader, as jy kinders het, moet jy 'n vader vir jou kinders wees. Sien, om hulle te wys kyk jy warm as hy goed wat ek haar praat so, hy is maar net vir entertainment purposes. Hy sê wie ek is. Of jou kind kan mos nou sien soos hy groot raak voor, soos jou kind groot raak voor jou. Gaan sê mos nou sien die voorbeeld wat jy mos nou haar gaan neersit. Sien, is moeilik om vir 'n kind te sê moenie luister na hy goed nie. Want ek het geleer, as jy vir 'n kind sê moenie dit doen nie, dan doen hulle dit. Sodra jy vir jou kind sê moenie iets doen nie, moenie vat daar nie. Sien kleiner kinders. Iewers ek is nog geen teenager as 'n kindie, maar ek was 'n teenager. So ek weet hoe dit is. My ma gaan vir my sê moenie gaan na nie, ek gaan na. Want ek wil sien wat gaan aan. Hoekom sê my ma moenie gaan na nie? Want is lekker. As boring met die join ek wil haar wees. Sien, en dit is wat ek probeer sê is dat ons kan nie van ons kinders alles, ons kan nie alles weghou van hulle af nie. Ons kan nie van hulle by die huis sê, moenie hy goed te luister. By die skool, hy kinders sou bel hulle droge. Sien, jy is mos nog nie aan. Sien, jy ken jou kind tot net voor jou neus. Jy kan jou kind hier in die huis in, maar as jou kind uit die deur uitstap, dan ken jy nie jou kindie. So is moeilik om so iets te doen. Want ek verstaan, as jy in die huis is, en jou kind speel 'n number Sabella, of ek wil nie net na dit, maar iets wat miskien nou negatief is, maar gaan negatief gaan beïnvloed in die huis en jy is in my huis en hy moet vir nee in my huisie. Jy kan hy word in die straat gaan luister, maar hy gaan net in my huis luister. Sien. So ons moet hy at least vir die kinders daar sit om te sê dat sekere uit soos hy gesê het, dit moet uitrestricted wees om te sê nee, op die uit kan jy dit doen op by uit. Baie die ding wat ons verkeerd doen as ouers. Ek weet jy gaan dit nou van die punt af gaan nie. But ons laat te veel toe dat ons kinders doen wat hulle wil. Ek dink dit is waar die probleem inkom. Ons laat te veel toe. Ons laat toe dat ons kinders nee, is maar net 'n kind, hulle luister maar net na die goeie. As ons kyk na die fone, die YouTubes, ja, as jy kyk maar net na die video's. Ons as ouers sien wat 'n goeie gaan op YouTube aan. Wat se video's kom maar deur TikTok en goeie. Daai silhouette challenges. Ons sien nie goeie wat aangaan sien. Hulle gaan dit nog nie sien soos ons dit sien nie. Hulle is mos nog klein. So hulle gaan verby hy goeie skrou. But een of ander tyd gaan hulle begin groter raak en hulle sien, hey, dan gaan die dinge hulle begin beïnvloed. Sien, so is 'n moeilike situasie om jou kinders hy platform te gee. Basically as jy 'n kind groot maak is net wag en bid, Here asseblief moenie laat hulle nou net verkeerde goed te doen nie. Dit is hoe ek dit sien. Jy kan jou kinders maar hoe leer by die huis. As baie kinders wat se paas pastore is, maar dan vloeg hy moet soos 'n matroos ou man, maar hy is paas pastoor. Ek was kom by nou hier. Ek was kom by van my paas. Ek skompie. Dis maar net realiteit. Dis goed wat ek sien, is wat ek experience. Soos ek gesê het, dit is maar my opinie, soos ek gesê het, is niks om te vloekie. Maar ek sal nog steeds by dit eet, gee vir my 'n message. Want as sekere goede wat sekere mense na luister. Ek luister na jou song vir 3 minute lank. As jy vloek vir 3 minute, my vriend, jy's negatief. Ek is jammer om dit te sê. Want as jy 'n minuut in 'n 3 minute vir my 'n positiewe message kan gee, dan kan ek relate om te sê, ja nee, ek kom deur so hoe. Ek kan relate want ek is in 'n situasie of 'n vriend van my was in 'n situasie. So 'n mens moet relate. Ons as gemeenskap in PE, ons gaan deur baie dinge wat gebeur. En die laaste ding wat ons nou nodig het, is mense wat op die scene kom en negativiteit vir ons gooi. Is baie belangrik. Ons nie positiwiteit in PE, especially in PE.
ons nie die positief. Nie net in PE nie, maar onder die colored gemeenskap. Al is dit nou in Joburg of wherever it is in Suid-Afrika. Ons nie die positiviteit. Dit is maar net my opinie. Yo, jy het 'n paar strong points genoem, maar kyk, die man is weer op fire vandag. Hy het 'n paar strong Ek het points. geslaap sien jy so wat. Hy vraag wat jy wou gevra, wat se vraag was hy? Flip, ek het al vergeet. Ons gaan weer byval. Ons gaan weer byval in die next video. Dan gaan daai topic as ek dink ons moet 'n paar toe maak oor die man. Ons wil nie die video te lank uitdreekie. Ja. Because ek het ook al weer 'n meningsverskil oor wat hy nog gesê het, maar dan gaan ons nog weer te ver gaan, verstaan? Ons wil nie like julle sien op YouTube. Onze video's is nooit stukkie man, klein stukkie. 'n klein stukkie. Stukkie van jou mening, net 'n stukkie. En ek staan nog steeds op my punt wat ek voorheen gesê het. Ek staan nog steeds op my punt wat ek voorheen gesê het, verstaan jy? Jy is ouers se responsibility. Ek hoor wat jy sê dat jy kan uitgaan en gaan as jou ouers, as jou kind reg genoeg groot raak. Kom, ek is nie 'n perfect kind. Ek is nie 'n perfect kind nie, maar wat my ouers vir my geleer het in die huis en het ek altyd buite toe gedra. Verstaan jy? Toe hulle vir my sê, hoor, jy moenie altyd movies kykie as 'n 13 PG is, omdat ek is 12, ek maak August maand 13, my ma sê gaan lê. Verstaan jy so? Maar jy wat so in groot geraak. Hy moes wat mense moet hy nou. Tereg, dis ook groot gemaak het, vra my ma, my pa, London days, maar vra. Dis hoe hulle my groot gemaak het, en as ek na ander mense se huis toe gaan, en ek sien as PG-13, man is die 31 August, die 30 August maak ek 13. Man, dan kyk ons, hy ding in 29ste, ek kan nie, hy ding kykie. Ek is nie 13 nie. Verstaan jy, dan gaan ek ook vir my chommies sê, wie even neem, bro, ons kan nie die ding kykie. Verstaan jy so, dis hoekom ek sê, as jou kind goed genoeg leer in die huis, en dan gaan hulle weet, buite dis, die waardes en die normes wat my ouers my geleer het, like, jy sal nooit van my vang, ek as 'n persoon wat ietsie neem, dit is baie weinig dat jy van my vang, in die straat met 'n black label in die hand en loop en val, because daai is hoe ek groot gemaak het. Jy gaan my miskien vang van die winkel af tot by die huis. Maar jy gaan my nooit vang in die straat leen val, even as 'n tiener op, even as 'n laitie wat net begin gedring het daai tyd, die sommer nooit gevang het because dis hoe ek geleer was nie. My mense toe hulle sien ietsie vat, was dit altyd in die huis, like, laat dit like my oomblik like ons afdak gebou langs in die huis en hulle altyd daar gechill. Ek het hulle nog nooit gesien val in die straat en goed en you understand so, dis hoekom ek sê as jou kind goed genoeg leer in die huis, gaan hy goed te buite toe vat. Sê hulle gaan met musiek, as jy vir jou kind sê, worry, jy kan nie die tipe musiek luister en jy beïnvloed jou kind met 'n sekere type of musiek by die huis. As jy dit goed genoeg doen, dan gaan hy kinders buite toe vat. Soos ek net genoem het dat ek was eerste exposed aan vulgar language Afrikaans music in graad 8 because ek het van Jelven af gegaan Jacksonville toe, so ek het 'n hele nuwe group of people kom kry wat different groot gemaak gewees het. You understand? En ek het daar begin eerste jou Jack Sparrows, jou Klein Duivels wat begin vloek en daar het ek begin like regtig vloekmusiek geluister, maar ek was Rita Franklin hulle, Ryan McKnight hulle, Boyz II Men, ek was hy, even nou is baie weinig dat ek luister musiek gaan luister. En dis Afrikaans, maar jy gaan my kom kry altyd met 'n JM Silkele en hy mense. So, daai is my opinie. Ek wil nie te lank aan gaan nie. Daai is my opinie. As jou kind reg genoeg groot maak en hy regte punte in die kind sit reg genoeg, dan gaan hulle daai normes en waardes buite toe vat. Ja, familie, dankie man. Dankie dat julle weer ingesit het. Dankie. Gee maar julle opinies aan in die comments rondom wat julle dink moet 'n positiewe influence is of kan ons maar al aanvloek soos ons wil, soos ons maar al. No, mama ke folie. Kan dit ook staan. Baie Josabella. Ja. Ons sal weer sien next time. Ons praat met MD, ek is Manny. Julle ken van die Noven Koester. Ja, sharp. Moenie vergeet om te like en te follow nie. As ons die platform kan groei, kan ons die platforms deel saam anders en so kan ons anders ook uplift. Dankie. Sharp.